het is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense maar deur God genoem word. Groete in die mooi naam van ons koning Jesus Christus. Ek wil groet al ons kykers op hierdie platform. Ek is Ricardo Miller, al die pad van Versante Kraal, net so 7 km buitekant Durbanville. Ons gaan vandag vir u bemoedig uit die woord van die Here uit, as ons dadelik kan gaan na Johannes, in die boek van Johannes, die evangelie van Johannes 3. Die Bybel praat van die opskrif, daar is Jesus onderrig Nicodemus aangaande die wedergeboorte. As ons kan gaan na hoofstuk 3, sê die woord van die Here, gaan vir u lees, hoofstuk 3, die Bybel sê, en daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nicodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan toch nie vir 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. Hy dan sê, so is elkeen wat uit die gees gebore is. Nicodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel, en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek van wat ons weet, en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis die aan nie. In vers 12 sê, as ek julle van die aardse dinge vertel, en julle glo nie, hoe sal julle glo, as ek julle van die hemelse vertel? Prys die Here Jesus Christus. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, kom nader ons die troon van genade. Vader, Here, ons gee aan u die eer, die lof, die prys en die aanbidding. Here, want tot hiertoe, my God, het u ons gedra. Tot hiertoe, Vader, Here, was u vir ons 'n skilte. Hemelse Vader, ek bid, my God, Here, dat die woord van die Here sy doel sal bereik. Ek bid, my God, Here, dat u, Here, iemand se verstand sal verlig. Want die Bybel sê, verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan verstaan. Ek bid dat iemand sal kom vandag tot die understanding, my koning, Here, van die breedte, die hoogte en die liefde van God, wat u vir ons het. In Jesus naam, amen en amen. Die Bybel sê, geliefdes, in die boek van Johannes 3, die woord van die Here sê, daar was 'n owerste van die Jode, wie sy naam Nicodemus was. Die skrif sê, hy het in die nag na Jesus gekom. En daar was 'n rede hoekom hy in die nag na Jesus gekom het. Want onthou, hy was 'n owerste, hy was 'n gesiene man. En die hoofpriesters het gesê dat as daar enige persoon uitvind wat verklaar dat Jesus die Christus is, dat Jesus die seun van God is, of as daar iemand is wat hom erken as die Christus, gaan hy uit die sinagoge geban word. Beteken hy gaan geban word uit die kerk uit, dit gaan geban word in die sinagoge uit. Hy gaan geban word uit die samekomsplek. En die woord van die Here sê, die rede hoekom hulle nie in die Here Jesus, die Bybel sê, hulle het die skrifte op hulle vingertoppe verstaan. So hulle het duidelik gesien, dat die is die belofte van God. Die Messias wat Jesaja van gepraat het, toe hy gesê dat 'n kind is gebore en 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy rus op sy skouers. Hulle duidelik gesien, want hulle die skrif verstaan, wat hulle die Bybel verstaan. Die Bybel sê hulle het die skrif op hulle vingertoppe geken. Maar die woord van die Here sê dat Nicodemus kom in die nag na die Here toe, want hy wil hê dat die mense moet weet en die owerste moet uitvind dat hy het na die Here gekom het. Want die Bybel sê dat die rede hoekom hulle nie Here Jesus wil geerken het nie, is omdat hulle het die eer van die mense meer liewer gehad as die eer van God. Hulle het die respek wat die mense na hulle toe gebring het as gevolg van hulle posisies, het hulle meer liewer gehad as om te erken dat die Here Jesus, dat hy die gestuurde is van God. Maar die Bybel sê, prys die Here Jesus Christus, hy het in die nag na Jesus gekom
en vir die Here gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. En die rede hoekom die Here jou soms gaan gebruik van God om tekens te doen, want daar is 'n moontlikheid, sê die Bybel, daar is 'n moontlikheid dat die Jode nie in die Here Jesus sal geglo het nie. En dis hoekom God hom moet bekragtig het. Ek glo, prys die Here Jesus Christus. Wanneer jy uitgaan om die woord van die Here te gaan bedien, moet God jou eers bekragtig. Want daar is 'n moontlikheid dat die mens in jou nie gaan glo nie. En een van die redes hoekom hulle nie in die Here Jesus geglo het nie, want hulle het hom geken. Hulle het geweet wie hy is. Hulle ken sy ma, hulle ken sy pa, hulle ken sy omstandighede waarin hy groot geword het. En dis een van die redes, daarom sê die Here Jesus gesê, dat 'n profeet word hy word nie geërken in sy eie vaders land, of in sy plek waarin hy groot geword het nie. Want because die mense ken jou, hulle is gewoond aan jou. Maar die Bybel sê, dat Nicodemus sê vir die Here, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Ek glo, prys die Here Jesus Christus, dat wanneer God met jou is, dan moet 'n teken is op jou lewe. Elke kind van God, ek glo daar is 'n teken op jou lewe. En ek wil vandag vir iemand vra, prys die Here, kan mense nog die teken sien op jou lewe, prys die Here Jesus, dat God met jou is. Dit is onmoontlik vir God om met iemand te wees en daar is geen teken van God op sy lewe nie. Ek weet nie miskien wat het gebeur dat u die teken verloor het wat op u lewe is nie. En dis miskien die rede, prys die Here Jesus Christus, die een van die redes hoe jy die teken kan verloor, dat God met jou is as gevolg van die manier hoe jy praat, die vriendekringe waar jy in is, die aktiwiteite waar jy mee besig bevind. Want because daar moet 'n teken op jou lewe is dat God met jou is, en dis een van die redes hoekom Nicodemus na die Here Jesus toe gekom het in die nag, want hy het die tekens gesien en gesê dat dis net God wat hierdie tekens deur hierdie persoon kan doen. En die Bybel praat verder, die woord van die Here sê verder, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dit laat my dink aan 'n skrif wat die Here Jesus gesê het. Hy sê dat soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. En as ons kyk na hierdie skrif waar die Here Jesus sê, jy moet weergebore word om die koninkryk van God te sien. Dit sê vir my, hy praat nie met dieselfde audience. Daar is mense wat die koninkryk van God soek, en daar is mense wat die koninkryk van God sien. En daar is mense, prys die Here Jesus Christus, as ons verder moet lees in die woord van die Here in vers 5, dan sê die Here Jesus Christus weer van Nicodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Dit gee my 3 verskillende aspekte van die koninkryk. Daar's miskien iemand wat die koninkryk soek, en daar's iemand wat die koninkryk sien. Maar die Here wil nie net hê jy moet hom soek nie, en jy moet die koninkryk at 'n distance sien nie. Maar die wil van God is vir jou om in die koninkryk van God in te gaan. Prys die Here Jesus. Maar die Bybel sê jy moet weergebore word om die koninkryk van God te sien. So in ander woorde, die change wat die Here gaan bring. Daarom sê die woord van die Here, die Bybel praat van verligte oë van julle verstand. Daar is 'n change in die manier hoe jy gaan kyk. Daar's 'n hele, daarom sê die Bybel, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Hy kyk nie meer na dinge soos hy daarna gekyk het nie. Hy hoor nie meer dieselfde nie, hy sien nie meer dieselfde nie. Sy uitkyk na die lewe is anders, te prys die Here Jesus. Want hy is wedergebore en nou kan hy die koninkryk van God sien. Maar dis nie wat God wil hê wat jy moet bly nie. God wil jou nie net daarheen nie, maar die Bybel sê, jy moet gebore word uit water en gees, om in die koninkryk van God in te gaan. En wanneer die Bybel praat van die water, hy praat nie net van die doopie, maar die Bybel praat in Efesiërs 5, daar praat hy van die waterbad van die woord. So in ander woorde, vir jou om die koninkryk van God in te gaan, moet jy deur die waterbad van die woord gaan.
Prys die Here Jesus Christus. Want die Here Jesus het gesê, hy sê dat die woorde wat ek tot julle spreek, dit is gees en dit is lewend. Die gees en die woorde, dit gaan hand in hand. En daarom moet jy 'n man en 'n vrou van die woord is. Apostel Paulus sê vir Timotheus, hy sê study to show yourself approved, not unto men, but unto God. Die Here kyk na hoe jy tyd maak vir sy woord. En dis prys die Here Jesus Christus. Een van die dinge wat ons as kinders van die Here sometimes vernalatig, dit is God se woord. Ons kan lang sing en ons kan lekker koor dans, maar wanneer dit kom by die tyd van God se woord, dan word ons geïrriteerd. Daar is 'n fout met jou. As jy nie kan sit onder die woord van die Here nie. Mense kan lekker dans en lekker sing, maar wanneer dit kom by die bediening van die woord, dan is ons hastig huis toe. Maar die Here wil hê jy moet begin 'n tyd maak vir God se woord. Die Here, want dis al manier hoe jy van die Here gaan afleer ken. Dis al manier hoe jy sy wie gaan ken. Dis al manier prys die Here Jesus. Daarom sê die Here Jesus, hy sê leer van my. Dis al manier hoe jy van hom af kan leer, as wanneer jy gaan tyd maak in sy woorde, wanneer jy die karakter van die Here kan verstaan. Prys die Here Jesus. Jy gaan die geeste op die proef kan stel as jy nie verstaan die karakter van die gees van God nie. Jy gaan die karakter van die gees van God moet verstaan om geeste te kan op die proef stel. Maar die Bybel sê, prys die Here Jesus, hy sê jy sal moet gebore word uit water en uit gees om die koninkryk van God in te gaan. En dit laat my dink, prys die Here Jesus Christus, waar die Bybel sê in die boek van 1 Johannes, hy sê en die woord het vlees gekom word en het onder ons gewandel. So die woord, prys die Here Jesus, die karakter van die Here Jesus Christus was getransformeer deur God se woord. En prys die Here Jesus, hy was nie meer gesien nie, maar die skrif sê die woord het onder ons gewandel. Daarom sê Johannes, hy sê dat hy moet meer word en ek minder. En halleluja, en dis miskien wat die Here wil doen. En dis hoekom jy miskien nog nie kan kom by die belofte van God nie, want is net jy wat gesien word. Is net dat jou wat moet geluister word. Maar wanneer jou mond opmaak, die Bybel sê ons is 'n lieflike gier tot eer van die Here. Die Here wil hê jy moet tyd maak vir sy woord. Van is al manier hoe God deur jou gesien kan word. Van die Bybel sê en die woord het onder ons gewandel en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die eerstgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Prys die Here Jesus Christus. Dit is die woord van God wat jou weer daardie genade gaan gee. Jy moet gevul word met God se genade en dis miskien die rede hoekom jy nie kan vrede maak nie. Prys die Here Jesus, want jy is nog nie gevul met God se woord nie. Want is deur wanneer jy vul met die woord van God, wat jy sy vorm kry, wat jy soos hy word, prys die Here Jesus, vol van genade en waarheid. Dis wat die Here wil doen in u lewe, geliefde kind van God. Hy wil jou gaan, jy moet soos die Here word. Jy moet sy karakter moet jy aanneem, maar al maniere hoe jy dit kan doen, is net wanneer jy gaan tyd maak vir God se woorde. Want die woord van die Here moet 'n vorm kry in jou lewe. Ons moet kan sien, prys die Here Jesus. Die wêreld moet kan sien. Daarom sê die Bybel dat julle is die lig van die wêreld. Hy sê dat 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Hy sê dat 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer of onder die bed nie, maar op die staande sodat dit lig kan gee vir almal wat in die vertrek inkom. Die Here wil jou die lig maak. En wat is die doel van lig? Sonder lig is daar nie direksie nie. Sonder lig, prys die Here Jesus, weet jy nie want dat jy op pad is nie. En dis miskien die rede hoekom jy nie direksie in jou lewe het nie, want jy het nog nie tyd gemaak vir die woord van God, wat die lig is van God nie, sodat jy kan lig in jou lewe het. Maar die Bybel praat verder. Die Here Jesus, hy sê, Nicodemus vra vir die Here, hoe kan hierdie dinge gebeur? Hoe kan 'n mens, jy kan tog nie vir die tweede keer in die skoot van jou moeder ingaan en weer gebore word nie. Maar die Here Jesus sê, dat wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. Hy sê, moenie vir jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Nou dan noem hy 'n spesifieke ding wat baie belangrik is. Hy sê dat die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid en jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. Dan sê die Here Jesus, so is iemand wat uit die gees uitgebore word.
Prys die Here Jesus. Hy sê dat die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waar hy gaan. Dan sê hy, so is iemand wat uit die gees uitgebore word. Hy praat spesifiek van die funksie van iemand wat, prys die Here Jesus, uit die gees uitgebore word. Ek wil vir iemand vandag vra, het jou funksie al gevind? Dit wat God in jou lewe geplaas het. Daar is 'n spesifieke funksie wat jy moet verrig binne in die huis van die Here. Prys die Here Jesus Christus. En ek het gesien dat wanneer die Here praat spesifiek van die wind wat waai waar hy wil, jy hoor sy geluid. Hy praat spesifiek van die manier sometimes hoe die Here met jou kommunikeer. Hoe God met jou kommunikeer. Dit is amper soos die wind. Jy weet nie van waar het kom en waar na toe dit gaan nie. Maar die Bybel sê, so is iemand. Hy praat spesifiek van die karakter van iemand wat uit die gees uitgebore word. Prys die Here Jesus Christus. En dan sê die Here verder, hy sê, voorwaar ek sê vir jou, ons spreek van wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan. Hy sê, as ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? So in ander woorde, die koninkryk van God is 'n aardse ding. Die koninkryk van God, daarom sê die Here Jesus in 'n ander vers, hy sê dat die koninkryk is binne in julle. Prys die Here Jesus Christus. En hoekom praat hy van 'n koninkryk? Wat is baie belangrik van 'n koninkryk? Daar is 'n orde wat gaan met 'n koninkryk. Daar is 'n orde wat gaan met 'n koninkryk. Jy kan nie onordelik is in die koninkryk van God nie. Prys die Here, jy kan nie maak en doen net wat jy wil nie. Jy's onder instruksies, jy's onder gesag. Daarom sê die centurion vir die Here Jesus, hy sê, ek is 'n man van gesag, want ek staan onder gesag. Jy kan net 'n man is van gesag, as jy jouself kan submit onder gesag, prys die Here Jesus Christus. En dit is wanneer jy in die koninkryk van God opereer. Maar die Bybel sê, jy moet weer gebore word. Daar is geen ander manier. Die skrif sê op 'n ander plek sê daar is geen verlossing sonder bekering nie. Dit wat die Here in jou geplaas het, dit wat God besig is om jou lewe te doen, jy gaan moet 'n verhouding met die Here hê. Jy gaan 'n persoonlike verhouding met die Here. Dit is 'n persoonlike saak. Is wonderlik om kerk toe te kom, is wonderlik om betrokke te wees in die bediening, maar het jy 'n persoonlike verhouding met die Here? Wanneer jy in jou binnekamer is, van die Bybel sê dat die Vader wat in die binnekamer hoor, hy sal jou in die openbaar vergelde. So in ander woorde, jy sal met 'n binnekamer verhouding hê met die Here. Maar die Bybel sê, jy moet wedergebore word. Die woord van die Here sê, jy sal met jou hy wat moet sy hart glo en moet sy mond bely, hy sal gered word. Dis al manier, prys die Here Jesus, om die koninkryk van God in te gaan, as wanneer jy met jou hart glo. Dit is 'n hartsaak. Dit is 'n persoonlike saak, prys die Here Jesus. Want die Bybel sê, hy wat die gedagte van die hart gaan kom oordeel. Die Here, as hy kom, hy gaan nie net kom luister na wat 'n mooi woord ek vandag bedien het nie, maar hy gaan kom kyk na die kondisie van my hart. Hoe staan u hart vanmôre, prys die Here Jesus? Wat gaan binne in die hart aan? Van die Here Jesus wil 'n groot ding in jou lewe doen. Maar jy gaan moet wedergebore word. Van die Bybel sê, hy sê dat die seun van die Here, dit maak ryk. Nou, sometimes dan begeer ons dit wat die Here doen. Ek het al gesien hoe mense begeer om vir die Here, om 'n verandering in hulle lewe te bring. Maar hulle begeer die Here wat die verandering gaan bring. God kan net doen, prys die Here Jesus, wanneer hy teenwoordig is. Jy gaat hom moet innooi in jou lewe in. Jy gaat weer jou kruis moet optel. Miskien is daar 'n jong man wat na my kyk, prys die Here Jesus, maar die Here wil hê jy moet weer jou kruis optel. Jy het eenmaal die Here gedien, maar God wil weer hê jy moet jou plek moet jy inneem. Daarom sê die woord van die Here vir Daniël, hy sê staan op jou staanplekke. Ek wil vir iemand vandag sê, miskien is jou staanplek leeg en dinge kom nie na 'n kant toe in jou lewe nie, maar die Here wil hê jy moet op jou staanplek kom, sodat die Here kan doen wat hy jou gebeloof het om te doen. Maar die Bybel sê jy sal moet wedergebore word. En die gebed van my hart is, prys die Here Jesus Christus, dat een en elk wat hierdie boodskap ontvang, dat hy die Here Jesus sal ontvang. Van die Bybel sê, die woord van die Here sê, die wat hom geontvang het, die wat my geontvang het hom geontvang wat my gestuur het. Prys die Here Jesus Christus. Al manier om die Vader te ontvang, is om Jesus te ontvang. En al manier om Jesus te ontvang, is om sy woord te ontvang. En daarom wil ek u vandag bemoedig, kind van God, wat na my luister, kom ons maak tyd vir God se woord. Want die Bybel sê, moenie net dienaars is van Christus nie, maar word bedienaars van die verborgenhede van God.
Daar's dinge wat die Here aan jou wil bekend maak van jouself. Maar jy gaan met 'n verhouding met die Here hê. Die persoonlike verhouding tussen jy en God, die intieme verhouding. Ek sê gewoonlik, prys die Here Jesus Christus, dat 'n verhouding met God is nie genoeg nie. Want die Bybel sê ook in die boek van Korintiërs, hy sê dat God is getrou deur wie hulle geroep is tot die gemeenskap met sy seun, Jesus Christus. En volgens God is gemeenskap net geallow binne in 'n covenant, binne in 'n huwelik. En dis die plek, sê die woord van die Here, wat die Here ons na toe roep. Tot binne in 'n verhouding, 'n covenant met die Here. Daarom word die kerk van die Here genoem sy bruid. Hy word nie genoem sy girlfriend nie. Hy word genoem sy bruid, prys die Here Jesus. Want dis die plek wat die Here ons na toe roep, tot die gemeenskap met die Here Jesus Christus. Dis wat die Here van ons vervang. En dis my bemoediging vir oggend vir julle geliefdes, een en elk wat na my kyk, reg oor Suid-Afrika. Ek glo dat die Here u seën en dat die Here u hou en dat die Here u sal versterk deur die woord van die Here. Maak tyd in die woord van die Here. Maak tyd in gebed, prys die Here Jesus Christus. Daar's 'n lied wat ons altyd in die sonnaarskool gesing het. Dat die sonnaarskoollied wat ons altyd gesing het. Hy sê lees jou Bybel en bid elke dag. En jy sal groei. Dis nog as iets wat ek gesien het is waar, is 'n ding wat jy regtig moet toepas in jou lewe. As jy wil hê die Here moet jou gebruik, as jy wil hê prys die Here Jesus, as jy wil 'n werktuig is vir die Here, gaan jy moet tyd maak vir die woord van die Here en vir gebed. En dit is die gebed van my hart vanmôre. Prys die Here Jesus Christus. En ek gaan net 'n gebed doen vir die Here. En vir die Here vra die Here u moet seën, dat die Here u moet aanraak, prys die Here, dat die Here weer hy honger binne in u hart vir die woord van God, dat die Here weer hy honger sal aanwakker. Prys die Here Jesus. Jeremia sê, toe Jeremia binne in 'n stryd gewikkel is, en hy wil nie met die woord van die Here gespreek het nie, die Bybel sê, was die woord van God soos 'n vuur in sy binneste, en hy kan nie teëgehou het, prys die Here Jesus. En miskien die woord van God is soos 'n vuur in u binneste, en die Here wil hê, prys die Here Jesus, God wil jou gebruik, want die Bybel sê, ons moet ons liggame stel as 'n lewende, welgevallige offer aan God, heilig en aanvaarbaar, wat ons redelike godsdiens is. Die Here wil u gebruik, maar jy gaan moet tyd maak vir God se woord en vir gebed, prys die Here Jesus. Vader, in die naam van Jesus Christus, ek bid my God, Here, vir my broer en vir my suster, vir my moeder en vir my vader, Here, wat na hierdie uitsaaiing kyk, my koning. Ek bid my God, Here, dat u hulle weer daardie honger, Here, daardie dorse, nie na brood of na water of na wat die wêreld aanbied nie, maar na die lewende woord van God. Want u sê dat die woord is 'n lig en die woord is 'n lamp, maar dit is net op 'n snie, Here, waar ons olie ontvang, Here, vir die woord om lig te gee in ons lewe. En dis die gebed van my hart, my God, Here, dat die mense hulle wie my koning sal verneder onder die kragtige hand van die Here. Here, sodat u ons op die regte tyd kan verhoog. Ons vra dit in die naam van Jesus. En ons kom sê vir u baie dankie daarvoor, my God. Here, seën een en elke kyker, my koning, in Jesus naam met baie danksegging. Amen en amen. Die Here seën. Amen. Het is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes.